Was Jesus 'n Jood? Nee, hy was nie, hy was 'n Judeer. Die woord Jood kom eers baie later in die Engelse taal voor. So die woord Jood het nie bestaan in die tyd van Jesus nie, maar ek gaan die bewyse gee. Ek het 'n oulike video gekry van professor Walter Wit, waar hy nou nogal wys op die uitsprake van 'n Jood genaamd Benjamin Friedman. Hy het nou nogal boeke geskryf, waar hy daarop wys dat die woord Jood eers hier by die 17de en die 18de eeu in die Engelse taal amptelik voorkom. Dit wil sê, hulle sit hom nou in die woordeboek in. So, voor daai tyd bestaan die woord Jood nie eintlik nie. En as jy kyk na jou Bybel, is dit ook nie in die oorspronklike taal nie. Maar die vraag is, as die woord Jood dan nou nie in die oorspronklike tale voorkom, Grieks of Hebreeus nie, hoekom is die woord Jood dan nou oral in die Bybel? Sodat hulle ons kan belieg en bedrieg. Hulle wil ons brainwash. Ons moet nou gebreinspoel word. Ons moet nou glo dat die Jode wat daar bo in die Midde-Ooste is, wat Jesus dag en nag laster, hulle staatsgodsdiens is om Jesus te laster, dat hulle is nou die Israel van die Ou Testament. En dat Jesus nou hulle gaan kom red. En Armageddon gaan nou daar bo plaasvind. En dit is 'n baie groot leuen, en het baie te doen met hierdie volk se verstaan van die Bybel, en die predikante wat hulle so belieg en bedrieg, en wat nie die nodige ondersoek doen nie, of regtig vir die volk lieg, omdat hulle weet wat die waarheid is, maar weier om dit te sê. En dit is amper erger as onkunde. Nou ja, so Benjamin Friedman het daarop gewys in een van sy boeke. Professor Walter Wit het toe na dit gekyk, en ek het die video van hom, waar hy dan daarop wys dat dit is so. Die woord Jood kom nie in die oorspronklike tale voor nie, en Jesus was nie 'n Jood nie, Jesus was 'n Judeer uit die stam van Juda, of ons kan sê hy was miskien 'n Judiet, mens kan sê, ons kan dit ook sê, as jy uit Levi is jy 'n Leviet, as jy uit Dan is jy 'n Daniet, as jy uit Efraim is jy 'n Efraimiet. Ek dink ons kan min of meer daai argument maak, ons sien dit nou in die skrif ook, maar as jy uit Juda is, dan is jy nou 'n Jood. Nee, as jy Juda is jy 'n Judiet, of dan 'n Judeer, wat vir amper 'n makliker woord is in Afrikaans. So kyk 'n bietjie na hierdie video, miskien gaan jy verstaan dat jy belieg is en bedrieg is. Want solank as wat mens glo, die Jode is die ware Israel van die Bybel, gaan jou hele eindtyd gebeure lyn totaal foutief wees. En dan gaan jy verskriklik ontnigter wees in die tyd. Jy gaan dink God het jou in die steek gelaat. Want dit wat jy gedink het gaan gebeur, het toe nog nie gebeur nie. Inteendeel, dit lyk baie sleg daar bo in die Midde-Ooste, en jy sien die verwoesting van die Joodse staat voor jou oë, en dan begin mens twyfel aan jou Bybel. En eintlik lê die fout nie by die skrif nie, dit gaan lê by jou, want jy het nie mooi verstaan wat jy lees nie, en jy was gebreinspoel, en jy het nie mooi verstaan waaroor die skrifte gaan nie, en jy het geval vir die sataniese leuen, wat in elk geval in die kerke verkondig word, en nou sit jy in 'n situasie waar jy kwaad is vir God, want dit wat jy dan nou geglo het, kom dan nou nie uit nie. En dit is wanneer mense 'n Bybelstryd het. So, kom ons kyk na hierdie video van professor Walter Wit. Benjamin H. Freeman claims that the word Jew was only introduced into the English language in the 18th century, and that Jesus referred to himself as a Judean and not as a Jew. Inscribed upon the cross when Jesus was crucified were the Latin words Iesus Nazarenus Rex Iodeorum, which means Jesus of Nazareth, ruler of the Judeans. Now this is fascinating. I went and checked it, and it is so. Yes, it happens to be so. Now the word Jew today has a religious as well as a political connotation. You think of a Jewish entity, a government, but you also think of their religion incorporated at the same time, whereas the term Judean is a geographic connotation.